Pastoor Peper se alleenloper begrafnisklaborkes. Episode 8. François Duval moet eers sy selfoon gaan soek toe dit daar iewers in die huis lê. Hy's buite besig om die swembad skoon te maak. Hoe het sy lewe nie verander sedert hy hier in Marloth Park kom woon het nie? In sy vorige bedeling as privaat speurder was sy selfoon letterlik aan hom vasgegroei. In die laaste maande vergeet hy dikwels waar hy sy foon laas neergesit het. Hy hoop wel vir gaste om soms deel van sy huis of sy selfsorgeenheid te huur, en dit gebeur gereeld. Maar dit is nie meer so belangrik nie. Hy doen nie te sleg vir homself met die hoeveelheid tyd wat daar mense in is nie. Dan hou hy mos ook van tye wat daar glad nie gaste is nie. François kry sy foon op sy bedkassie. Dit het opgehou lui en hy bel die laaste nommer wat daarop wys terug. En toe maak sy hart sulke ongekende kolkbewegings in sy borskas, toe die persoon aan die ander kant sê, "Hi François, dit is Janina. Ek het toe jou kontaknommer opgevolg en is nou ook die trotse eienaar van 'n Suzuki Jimny. Wil jy my kar sien?" "Natuurlik, waar is jy? Kom wys." "Nou maar goed, ek sal. En kom eet vanaand by my en Carlos. Hy maak curry." "Graag, hoe laat moet ek daar wees?" Sy lag vrolik. "Nee, jy moet nêrens anders as by jou huis wees nie. Ek is op pad na jou toe. Ek laai jou 5 uur op met my Jimny vir daai spin. Ek en Carlos sal jou laat aand weer terugvat huis toe." "Nee man, dit gaan moeite wees. Vat my vir daardie spin in jou karretjie, dan laai jy my weer by my plek af, sodat ek net eers my landie kan kry. Dan ry ek agter jou aan huis toe. Het jy gesê jy laai my 5 uur op?" "Ek het 5 uur, genigtig, dit is 4:30. François duik vir die stort en trek skoon klere aan. Terwyl hy wag, krap hy in die yskas agter 'n bottel vonkelwyn en 2 biere aan en sit dit met glase in sy koelsak. Gelukkig is sy huisgas, Harry Croxley, nie vanaand daar nie. Die man eet by Elmie, die haarkapster en 3 van haar vriendinne. Die huis langs Elmie is blykbaar in die mark, en die man gaan sommer daarna kyk ook. 2 vliee met 1 klap, dink François en glimlag by homself, maar eintlik is daar menigte vliee op Harry Croxley se spyskaart. François stap minute voor 5 by sy stoep uit om daar te wag, en net toe kom 'n donkergrys Jimny in Sekoestraat aangery. Janina hou voor die trappe stil en klim uit, en terwyl hy nader stap, maak sy die veiligheidsgordel van die passasierssitplek los. Dit is die skouersak, waarin sy Binkie se fles met as dra. Sy maak die agterdeur oop en sit dit op die agterste sitplek neer. Daar maak sy weer daai gordel ook vas. "Nee man, ek sal agter sit as Binkie wil voorsit," keer François en hou sy gesig reguit. Janina moet onder geen omstandighede dink dat hy met haar spot nie. Sy dink dit darm nie, want sy antwoord, "Nee, dit is alles reg. Binkie aanvaar dat 'n man sal wil voorsit. Trouwens, sy het gewonder of jy lus het om ons nuwe karretjie te toetsbestuur." "Ja, ek is nogal lus," erken François en klim agter die stuurwiel in, toe Janina by die passasierskant inklim en haarself vasgordel. Sy verduidelik, "Ek en Binkie was vir die dag Wildtuin toe bel Carlos om te hoor waar ons trek. Dit was hy wat besluit het om jou te nooi om vanaand saam te kom curry eet. Volgens hom is jy die een wat sy unieke Mediterrane curry die meeste geniet. Toe stuur hy jou nommer vir my aan. Ek het jou van Krokodilbrug hek afgebel." "Ag nee, daar klap Janina hom van sy wolkie af. Hy het gehoop dat dit haar plan was om hom te nooi." François druk die kar en rat en begin ry. Daar na 2 bome toe, waar die klomp vanuit Marloth Park vandag heel dag na leeu's gesit en kyk het. Daar haal hy die vonkelwyn uit, onthoof die arme bottel en skink daarvan in 2 glase. "Op jou nuwe kar, Janina." "Ekskuus, ek het nog 'n glas ingepak. Sal ons vir 'n Binkie ook enetjie skink?" "Nee, dankie, dit is oukei. Sy was nog nooit sterk op alkohol nie."
Janina neem 'n fyn slukkie uit haar glas, voordat sy dit neersit en haar verkyker nader trek, om die leeu's beter te bekyk. Na rukkie sit sy die verkyker in sy hande. Hy gaan klim uit, staan voor die kar en stel dit in. Dit is nie sommer so verkyker nie. Dit is een van die beterders op die mark. François kyk na die wyfie met haar welpie. Iewers op die horison is daar kameelperde en regs van hulle 3 ou verstokte dagamanne, buffels. Verder links is daar impalas en zebras wat 'n laatmiddag soopie wil kom drink en nie so opgewonde is oor die leeu's se teenwoordigheid daar langs die water nie. Maar dit is nie net die leeu's nie. Op 'n sandbank in die water maak 'n krokodil asof hy glad nie bewus is van die diere se teenwoordigheid daar om hom nie. Hy se klip op die sand. Hy sien niks, hy hoor niks, hy maak nie geluid nie en hy voel vere. Nee, hy voel nie vere nie. Hy moet net sy pose hou, sy kans afwag. Krokodille moet mos ook eet, jy weet. Vandag laat die krokodil hom aan homself dink, besluit François, toe hy die verkyker vir Janina teruggee, waar sy nou ook langs hom staan. Sy verdra hom, want hy is haar broer Carlos se vriend. Sy wys haar nuwe kar vir hom, omdat hy vir haar die verkoopsman se kontaknommer gegee het. Maar as hy 'n beweging van sy kant af maak, of 'n hand gaan lig, gaan sy hardloop, nes daai bokke voor die krokodil weghardloop. Sy gaan vir hom wys, dat hy nie sy manlike predatoriese maniere op haar moet kom uithaal nie. Sy speel met beentjies, nie met sentjies, en daar moet François homself weer inhou, om nie vir die hele situasie en sy binnegrappie te lag nie. Janina kies beentjies, nie sentjies. Daarna lekker gesels. Hy het lekker gesels met haar die aand waarop hy ontmoet het, en die feit dat sy gekies het om Saterdag aand by die enkelgroep so te sit, dat sy met hom kan gesels. Sondag aand by die kerkdiens het sy vir hom gewys, dat sy vir hom plek gehou het. Dit is bloot omdat sy hom vertrou. Sy sien hom dalk as 'n soort ex-kollega, 'n buddy wat haar beter verstaan as die res van die mense, omdat hulle lank terug dieselfde soort loopbaan gedeel het. Dit is nie asof sy aangetrokke is tot hom as man nie, daarvan is sy oortuig. Die feit dat sy nou so naby aan hom staan en opkyk in sy gesig en nie dadelik oogkontak verbreek nie, is beslis nie 'n uitnodiging om af te buk en haar sag op die mond te soen nie. Al voel sy eie mond skielik vir hom baie droog. Hy kyk weg en tel sy glas op, waar hy dit ook op die kar se plat tafeltjie bak neergesit het. Maar voordat hy kan drink, lui sy selfoon. Dit is Carlos. François, het Janina jou gekry? Weet jy al dat jy vanaand by ons eet? Ja, dankie. Ek en sy staan hier by 2 bome en kyk na die leeu's op die klippe aan die oorkant. Sê vir hom ons kom. Janina lig haar glas en maak hare met 1 teug leeg. Nou toe, ons kry gou my Land Rover, dan kom ons, dankie Carlos. By François se huis tel Janina Binkie se as weer op die passasierssitplek en streel 'n oomblik liefderyk oor die fles, voordat sy dit weer vasbind. Sy ry vooruit, tot by die skuifhek van Barcelona. Daar aangekom, klim sy uit en kom eers weer na François toe aan. Haar gesiggie is stroef toe sy afkondig. Ek en Binkie het vandag lank gesels en ons het saam besluit dat dit nou die tyd is. Vanaand nog. François knik net stom. Hy weet wat sy bedoel. Hy vra nietemin, jy wil haar as gaan strooi. Sy knik. Waar? Daar waar Carlos die muur van herinnerings opgerig het, by die bome, antwoord sy. Dit is nie veilig om na donker alleen daarna toe te stap nie, keer François. Parkeer jou gym nie, dan vat ek jou met die Landie. Hy hou naby haar stil en maak die passasiersdeur van sy Land Rover oop, terwyl sy die gym nie onder die dak parkeer. Daarna kom sy met die as na hom toe aan. Sy beduie. Binkie moet weer vry wees. Sy moet kan gaan waar sy wil wees. Dit is hoekom ek haar Wildtuin toegeneem het vandag. Haar eerste en laaste rit daar. En nie vandaan af gaan sy op haar eie wees. Haar stem breek en daar is trane op haar wange. François knik net.
vat die as by haar en help haar om voorin te klim, voordat hy die as weer op haar skoot neersit. Hierdie ding is hard, dit is swaar, hy verstaan van iemand kosbaar aan die dood afstaan, sy seun. Hy klim langs haar in, begin ry. By die verste punt van die gebou draai hy skerp links en volg die nou paadjie deur die bosse tot waar die paviljoen nou voor hulle verskyn. Dit is sterk skemer en hy vra nie of hy mag uitklim nie. Hy doen dit net. As iets hierdie kosbare mensie bedreig, moet dit eers by hom verbykom. Soos 'n lyf wag, skandeer hy die omgewing en die bosse rondom hulle met sy een oog op Janina, waar sy nou daar voor die lae heining staan. Sy haal die sakkie met as versigtig uit die fles en toe prewel sy weer 'n paar hartseer woorde. François voel self hoe 'n knop in sy keel kom sit. Agter hom hoor hy voete val, sien dat iemand haastig met 'n flits nader kom. Carlos. Ek het julle sien inry en toe sien verbyry, begin hy, maar sy woorde steek in sy keel vas, toe Fransje vir hom wys wat Janina besig is om te doen. Carlos knik net en hulle wag in stilte en in spanning. Gaan Binkie dalk in die middel van hierdie amper heilige ritueel besluit om weer om te draai, dat sy steeds nie gereed is om te gaan nie, ten spyte van Janina se geselsie met haar in die wildtuin? Maar Janina sit nie die as weer terug nie. Sy maak die strukkie om die as sakkie oop en daarna ledig sy die inhoud oor die rand van die lae afgrond daar voor hulle. Daar is weer eens 'n snik uit Janina se lyf. En dit is Carlos wat nader stap om sy sussie teen hom vas te trek. Nog nie my plek nie, voel Fransje op daardie oomblik. Uiteindelik maak Janina haarself uit haar broer se stywe omhelsing los. Sy staan terug en haal die ketting om haar nek af. Lank kyk sy na die foto in die resin, voordat sy dit iewers oor een van die spykers aan die pale van die bome gaan haak. Daarna haal sy 'n bandjie van soort uit haar baadjie se sak en hang dit daarby. Haar gesiggie lyk verwese, terwyl sy onsiende by hulle verbystap en aanstryk huis toe. Carlos en François kyk 'n oomblik na mekaar en toe bevlieg hulle die paal waaraan die goedjies nou hang. Duidelik is Carlos net so nuuskierig soos wat François is oor daardie berigte Binkie en hoe die vrou nou eintlik daar uitsien. Hoe lyk iemand wat iemand soos Janina se hart kon steel en dit uiteindelik kon breek deur te gaan staan en doodgaan? En o my donder, besef François toe hy naby genoeg staan om te kyk. Hy knip sy oë 'n paar maal en kyk weer. Het jy geweet, vra uiteindelik vir Carlos, wat duidelik verstar van skok en verbasing daar staan, dat Binkie 'n grys en wit kat was? Nee, François, ek het nie geweet dat Janina se sielemaat 'n kat was nie. En ek was elke keer seer gemaak, omdat sy Binkie bo 'n kuier hier by my in Marloth Park gekies het. Ek het gedog die vrou is siek besitlik op my suster. Sy het nooit gepraat van Binkie as 'n kat nie, net dat die persoon haar alles was, nadat sy en haar ex uitmekaar is. Wow, sug François. Alles in hom dreig om die mooi mens agterna te sit en haar vir die res van sy lewe teen hom vas te trek. Gaan haar toe, ek sal jou Landy naderry, verklaar Carlos effens uit asem. Ek sien julle daar by my plek. Dit is nie veilig om na donker daar in die bosse te stap nie. Dit is nog meer gevaarlik om daar te drafstap. Maar François gee nie om nie. Hy het net een behoefte en dit is om by Janina te kom en haar in sy arms toe te vou en die hele wêreld vir haar beter te maak. Gelukkig kom Carlos met sy Land Rover verby en hy lig met sy flits in die bosse. Hy ry stadig genoeg om hulle in die oog te hou, terwyl François vir Janina in sy arms toe vou en wag dat sy haarself behoorlik moet staan en leeg huil. Hy het gedog hy is hard. Hy dog hy die lewe onder beheer.
Hy het gedog hy's te oud om toe te laat dat sy gevoelens met hom weghardloop. Maar hy kan nie dink dat hy al ooit in sy lewe so week eens enigiemand gevoel het nie. Janina de Ruiter het hom in die sak. Sy het hom soos dik misgetref, en hy weet nie eens waar hy homself op die oomblik bevind nie. Hy is ook nie heeltemal seker waarheen dit alles met hom gaan loop nie, maar 'n man kan net glo en hoop. Is 7 jaar ouderdomsverskil is dalk nie regtig so erg nie. Hy is 7 jaar ouer as sy, al het hy nooit geglo dit hoort so nie. Maar gee dit 'n kans toe wel, praat sy kop, sy hart, alles wat van hom 'n man maak en sy hele wese stem saam. Met 'n gebed in sy hart, vat hy haar hand en stap na die deur waar Carlos nou op hulle wag. Die kerry ruik hemels en hulle is honger. François haal sy koelsak uit en voordat hulle instamp, klink hulle eers saam met Carlos ook 'n glasie op die nuwe klein grys SUV. En voorspoed en vele veilige reise met daai kar. Daar is 'n soort akkoord tussen hulle drie. Niemand gaan vanaand weer oor Binkie praat nie. Miskien sal haar naam nie eens weer in die toekoms genoem word nie. Behalwe as Janina graag eerste oor haar wil praat nie. Word vervolg.